Is dit nie lekker om liefde te ervaar nie? Ja. We gaan maar oor julle. En julle is ook 'n ander kraag, julle wil nie julle liefde hê. Ek weet julle plek, hier is ook 'n paar aanbiddingsdienste. It's a house of love. En ons is besig met geestelike detox en dit is regtig vir my lekker om te hoor in die week by mense hoe die Here besig is deur hierdie reeks om hulle lewens totaal en al te verander, hoe hulle denke verander, hoe hulle uitkyk op die lewe verander, hoe hulle nader aan die Here beweeg. En dit is presies dit. Ons het 'n paar maande terug het ons gepraat oor herlewing en ons wil graag herlewing hê. Wie wil nie herlewing hê? Maar herlewing kom alleenlik uit 'n plek van heiligmaking uit. Wanneer ons sê, Here, hier is ek, al uit dit wat nie hier hoort nie, en sit in wat hier hoort. So in verlede week het ons gepraat oor denke, wat ons moet uithaal en hoe ons moet weer vul met die woord van die Here. Ons sukkel met ons denke, dalk nie almal nie, daar is baie mense wat sukkel regtig in die denke. Ek dink dit is hoekom ons baie keer ook sukkel in ons verhouding met die Here. En nou, in die week, ek kan nie eens onthou wie dit vir my gesê nie, maar die persoon sê, ja, ons sit so in gesels, dat jy weet, mense, jy bid en jy praat met die Here, en waar jou gedagtes, dit was ek en jy, Piet, dwaal jou gedagtes so af, terwyl jy bid miskien nou vir Saartjie in haar situasie, en skielik terwyl jy vir Saartjie bid, dan onthou jy iets anders, en dan begin jy daar inval sommer. En dan dit weer, laat jou weer iets anders dink en dan bid jy weer vir dit. En as jy kom kry, dan dink jy, "Ag, maar ek het nog nie klaar gebid vir Saartjie nie." Gebeur dit met julle ook baie keer. Jy weet, en jy weet dan gebeur dit baie keer dat jy bid en dan skielik onthou jy, "Haai, die wasgoed het ek van die draad af gehaal." Of die wasgoed het nog nie opgehang nie. Al hierdie goed kom baie keer so, maar jy weet dit is niks nie. En dan kry mense wat regtig, jy weet hulle vir kleinste, geringste dingetjie is hulle geneig om negatief te wees. Hulle sien ons nou die gat in die donuts soos ons weer gesê, jy weet, alles is vir hulle overwhelming, jy weet, dit is te veel vir hulle. Die geringste gedagte of iets wat iemand sê, kan hulle die mind heeltemal oorwelm. Ons moet, so die skrif sê, Woensdag aand in die pertinent deurgrond, take every thought captive. En jy moet dit submit onder die Here. Filter dit, elke gedagte wat inkom, is dit van die Here af, of is dit nie van die Here af? Dit nie van die Here af is nie met uit. Moenie, maar die ding is, ons stop op daai gedagtes, ons hang daar, ons bly daar, jy dink oor dit, deel van jou lewe. Ek wil vir julle lees 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Vandag gaan ons praat oor die denkwyse van Christus. Dis een ding om dit wat nie in jou gedagtes hoor uit te haal en dit te vul met die woord van die Here. Maar wat die woord van die Here ook vir ons sê is dat we can have the mind of Christ. Afrikaans, ons kan sy denkwyse en die manier hoe ons uitkyk op die lewe, die manier hoe hy dit ook. 1 Korintiërs 2 vers 10. Maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak. Wat is hierdie geheim? Hierdie geheim was 'n geheim gewees, dis nie meer 'n geheim nie, dat Jesus Christus vir ons gebore is in 'n stal, en hy groot geword, en hy het aan 'n kruis gesterf vir ons sondes. Hy het kom betaal met sy lewe, vir dit wat ons in gevange hou, met wat van ons gevangene maak. Dit was 'n geheim gewees, hy sê, maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Nie almal verstaan die kruisdood nie, nie almal verstaan die liefde wat God vir ons het nie. Hoekom moes 'n man sterf? Hoekom moes 'n man wreed vermoor geword het en aan 'n kruis gehang het, sodat ons kan vry wees? Dit maak nie sin nie, hulle? As ons vir mekaar moet eerlik wees vanmôre, menslik gesproke, maak dit nie sin nie. Isn't there a better way? Hy sê, maar die Gees het dit aan ons openbaar gemaak, want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Amen?
Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. En dan sê Paulus, maar ons het die Heilige Gees. Ons het die Gees ontvang wat van God uitgegaan het, nie van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. As ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid. Jy gaan nie die woord van die Here verstaan deur 'n uitkyk op hierdie lewe of jy weet deur die lense van hierdie lewe. Dan gaan die woord nie vir jou sin maak nie. Dit wat die Here met jou gedeel gaan nie vir jou sin maak nie. Jy moet deur die Gees kyk, jy moet deur die oë van Jesus daarna kyk. Sê as ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die Gees. Ons gebruik woorde wat van die Gees kom om geestelike waarhede te verduidelik. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die Gees van God kom. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons in wie die Gees is, verstaan al hierdie dinge. Maar ander kan ons glad nie verstaan. Hoe kan hulle ook, want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Ons kan hierdie dinge egter verstaan. Sê vir iemand langs jou, ek kan hierdie dinge verstaan. Want ons is ingestel om soos Christus te dink. Die 20 vertaling sê ons het die denkwyse van Christus. Die Engels sê we have the mind of Christ. En mense verstaan baie keer die koninkryk van God heeltemal verkeerd, want dit is eintlik 'n onderste bo koninkryk in die wêreld se hoek. Ons het al oor van hierdie goedes gepraat. Jesus se fokus was op die koninkryk gewees. Hy het goed gesê soos die wat eerste is gaan laaste wees en die wat laaste is gaan eerste wees. Dit maak glad nie sin nie. As jy eerste is by Checkers, gaan jy eerste in. As jy eerste by die bank is op 'n maandagmôre wat jy vroeg opgestaan en moeite gedoen, gaan jy mos bitter kwaad wees as hulle skryf vir jou sê skuis tog mevrou, meneer, ons wil die een wat agter staan eers help. Hierdie koninkryk van God is so onderste bo in ons sien dit. Hy sê wees lief vir julle vyande. Nee, ons wil nie daai weet nie. Ek wil lief wees vir my vriendin, ek wil lief wees vir my vriend, ek wil lief wees vir my ma, my pa. Ek wil lief wees vir mense wat vir my lief is. Is daar iemand hier wat kan sê I have reached it? Ek kan my vyande lief hê, ek kan na my vloek en skel en skop en slaan. Ek sal hulle lief hê. Ek sal hulle bid. Easier said than done. Jesus het gesê, seën hulle wat jou vervloek. Al wat ek baie keer hoor is kinders van die Here wat verder vervloek. Want hulle is so kwaad. Hulle is so teleurgestel, mense wat hulle seer gemaak het. Of wat ons doen is ons kla heeltyd by die Here. Ons is lief vir hulle nie. Ons seën hulle nie. Dan sê hy, bid vir hulle wat jou vervolg. Dis alles behalwe wat ek wil doen, Here. Ek wil hê jy moet 'n weerlikstal bring. Ek wil hê daar moet iets gebeur met hulle moet 'n les geleer word, hulle moet bakslaap kry. Hulle, amen. Jesus, heilige is, maar hierdie gedagtes het al deur jou kop gegaan. Weet as iemand so voor jou inswaai sonder flikker, sonder enige aanduiding om te sê hy gaan nou voor jou inswaai, en jy net so reg op die pad, dan dink ek, Here, ek wens 'n spiekop staan nou net hier om die draai. Ek jou maar vet moet die Here. Dis nie steen nie. Jesus sê goed soos, doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Dan wonder ons, hoekom gaan dit so sleg? Een vertaling se opskrif is bo hierdie vers, hy sê die goue reël. Doen aan ander. Jy wil hê hulle moet aan jou doen.
Jesus sê goed soos gee alles prys. Ek soek alles, neem op jou kruis en volg my. Daar moes die disippels, hulle moes hulle families agterlaat en Jesus volg. Hulle het nie geweet hoeveel pyn gaan hulle kry aan die einde van die maand nie. Ek weet nie wie dalk Jesus gaan sit en sê, Here, dis reg, ek gaan nie volg. Laat ek net gehoor, wat kry ek uit offergawe? Hulle het net gevolg. Jesus het goed gesê, soos die pad is nou en moeilik, en dit het ek op berg geleer. Daar's paadjies wat baie nou is, die afgrond is ver, en dis moeilik. My hart voel, ek klim in my kas, my knieë, laat my bene bewe, en ek dink toe by myself, ja Here, U het in die woord gesê, die pad is nou, vind hierdie pad, hy sê die pad is moeilik. Dis hierdie deel van die evangelie wat ons wil hoor, dis hierdie deel wat ons vir mense wil vertel. Ons wil sê, dis moet sy, jy weet. Jesus sê goed soos, moenie bang wees vir wat mense aan julle kan doen nie. Selfs al maak hulle dood nie. Sê, wees bang vir een wat jou steel. Jesus sê, wil jy 'n leier wees? Oh yes. Oh yes. Wil jy groot wees? Wil jy belangrik wees? Sê die verskillende vertalings. Oh yes. Tuurlik wil ons wil almal voel ons is spesiaal, ons het iewers 'n plekkie. Ons het 'n doel in die lewe en dan sê hy, nou moet jy 'n dienaar wees. You must be willing to serve other people. Sien die koninkryk van Here is so half omgekeer. So wat is die denke van Christus? Wat is die denkwyse van Christus? Hoe dink Christus? Ons 'n paar goed wat ek wil uithaal vanmôre. En die eerste een is dat Jesus is doelgerig. Sy gedagte, hy het nie gehuiwer op twee gedagtes nie. Hy was nie soos die golwe van die see, eendag hier bo en eendag onder nie, hy was doelgerig. Hy het geweet hoekom is hy hier, hy het geweet wat hy moes doen, finish en klaar. En niks sou hom van daardie koers afkom. Hy was doelgerig. Nommer 1, hy het geweet wie hy is. Weet jy vanmôre wie hy is? Want as jy nie weet wie hy is nie, gaan die samelewing en die mense gaan jou in hulle boksie probeer druk. Mense gaan jou manipuleer sodat jy in hulle raamwerk inpas. Jesus het geweet wie hy is. Hy het gesê ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die lewe. Hy het gesê ek is die goeie herder, ek is die opstanding en lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die ware wynstok. Ek is die seun van God. Hy het geweet wie hy is. Hy het nie getwyfel daaroor nie. Weet jy vanmôre wie jy? Hallo? Behalwe dat jy Annelie en Corrie is en Nadia is, wie is jy vanmôre? Die skrif sê vir my in Romeine 8 vers 16, onthou het ons nou gelees het, hy sê die Gees ken God se gedagtes, hy ken die geheimenisse. En is daai selfde Gees wat met my gees bevestig en sê, jy is kind van God. Jy is kind van God, Romeine 8 vers 16. As jy nie weet wie jy is nie, dan gaan die wêreld en die mense en die idees en die kultuur gaan jou so shape tot jy in hulle boksie pas. Ons baie van ons doen dit, ons weet nie wie ons is nie. En ek sien nou dat hierdie prentjie van twee shapes, en dit is eintlik maar seker met 'n bietjie van liefde te doen, twee shapes wat by mekaar moet kom, amper soos 'n puzzle. En nou kry hulle nie die shape nie, en al wat hulle doen is, nou sny sy 'n punt hier af, en sy sny 'n punt hier af, om te kyk van ons die pas nie. Nie ons pas nog nie, sny nog 'n bietjie hier af, sny nog 'n bietjie hier af, tot hulle eventually pas. Dis nie God se plan vir jou nie. Die enigste shaping wat daar moet gebeur is die Gees van God wat deur die woord jou kom shape. Sodat jy nie in die wêreld se vormpie pas nie. Jy het ook met daai goed gespeel toe jy kinders was, wat jy die sirkeltjie en die sirkel moet insit, en die driehoekie, en jy dit was so bil gewees met al hierdie vormpies. En jy moet seker maak ek gaan in die sterretjie by die sterretjie, elke vormpie moet in sy gat ingaan. En jy kan nie iets anders te daarin forceer nie. En ons probeer gelykvormig word aan die wêreld en hulle standaarde.
Ons kyk na die nuus, ons luister na die wêreld, ons kyk, ons lees die huisgenoot, iemand sê dis die huis verstoot, want dan sê dit kan verskindernuus en goed wat daarin is. Hulle kyk Sewende Traan en hulle kyk waar hierdie binnelanders en bog op die TV. En ons probeer wees soos wat hulle op die TV is, want dit is ons nou die model, dit is wat hulle vir ons wys, dit is wat in is, dit is wat mode is. En ons sny van onsself af en ons verander onsself om in te pas en te lyk soos die wêreld. Ons is eintlik veronderstel, die woord is veronderstel om jou te shape, sodat jy sal lyk soos Jesus op die einde van die dag. Dat wanneer ons langs hom staan, dat ons 'n ewebeeld sal wees van wie hy is. So weet jy wie jy vanmôre? Jesus het nie vir een oomblik gewonder nie. Hy het geweet wie hy is. Hy het ook geweet wat sy doel op aarde is. Sy ma en pa het dit nie altyd verstaan nie, die mense rondom hom het dit nie altyd verstaan nie. Ek dink nie die disippels het dit eers verstaan nie. Imagine hoe moes dit wees vir Maria. Sy het geweet dat hy is hierdie belofte kind, hy is hierdie kind wat deur die Gees verwek is. As 'n blye ma, imagine hoe dit moes wees vir haar toe sy voor die kruis staan en daar hang hy. Selfs al het sy geweet, maar dit was die einddoel. Dit uit ons voorberei, keer op keer vir ons gesê. Jesus het geweet wie hy was. Hy het geweet wat hy moes kom doen. Hy is doelgerig gewees. Johannes 8 vers 14 sê, ek weet waarvandaan ek kom. Weet jy? Jy is baie stil vanmôre. Wie dit die koue is, of is die wat gewoonlik loud is, dan maar net nie hier van. Waar kom jy vandaan? Behalwe nou uit Prieska, in Pretoria, en wherever, I am made in heaven. Ek kom van die hemel af. Ek is daar in God se laboratorium, aan mekaar geweef en aan mekaar gesit, en ek by hier kom deposit. This is not my home. This is not my address. En Jesus het ook gesê, ek weet waar vandaan ek kom en ek weet ook waarheen ek gaan. Weet jy vanmôre? Jy kan weet. As jy onseker is, dan moet jy seker maak. Hy sê die woord dat ons kan weet. Ons kan daardie versekering in ons hart hê. Hy sê in Johannes 12 vers 27 in die Passion Translation, even though I am torn within. Hy het geweet die kruis is op pad, die dood is op pad. Dit is hoekom hy is. En hy sê, even though I'm torn within and my soul is in turmoil, I will not ask the Father to rescue me from this hour of trial. Why? I said, for I have come to fulfill my purpose. To offer myself to God. Ek weet wat hy kon doen. Jesus het die ewigheidsvisie gehad. Hy het geweet dat die lewe gaan nie net oor hier en nou nie. Dit gaan eintlik oor die lewe hierna. En wat ek hier doen, gaan bepaal hoe die ewigheid gaan spandeer. Ons gaan nou sien in Filippense 2. Omdat hy gehoorsaam was, omdat hy gedink het soos wat hy gedink het, het hy die hoogste plek in die hemel gekry. Hy het die naam bo elke naam gekry. As vir my en jou ook 'n beloning in die hemel. So nommer 1, as jy wil dink, if you want to have the mind of Christ, you need to be eternally. Jy moet 'n eternal perspective hê. Jy moet doelgerig wees, purpose driven. Weet wie jy is. Die ding is dat Jesus was gehoorsaam gewees. Jesus was tot die dood toe gehoorsaam. Sy wil was totaal en al oorgegee. Ek bid daar in die tuin van Getsemane en hy sê, neem hierdie beker van my, Vader, ek weet nie kan. Ek weet nie kan. Maar nogtans nie my wil nie. Net jou wil nie. Hy was gehoorsaam tot die einde toe. Johannes 4 vers 34 sê hy dat my kos is om die wil te doen van hom
wat my gestuur het, en om sy werk klaar te maak. Nie net het hy geweet wie hy is nie, hy het nie net geweet wat sy doel is nie, hy het nie net die ewigheidsvisie gehad nie, maar hy was ook gehoorsaam aan die Vader gewees. Johannes 6 vers 38, hy sê, ek het van die hemel afgekom, om nie my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur. Ons kan nie God nie mens behaag. Dis wat ons baie keer doen in hierdie lewe. Ons het nie, we don't have the mind of Christ, so ons probeer mense please, en ons probeer in mense se boksies inpas. Die woord sê vir ons duidelik dat ons nie hom kan behaag en mense nie. Jy moet kies. Jy moet kies wie wil jy behaag, wie wil jy gehoorsaam. Party mense sê ek is 'n vriend van God. Jy het dit al gehoor? Miskien het jy dit al vanmôre self gesê. En ons skrif daarvoor. Kan ek jou vertel wat vra die Here van sy vriende? Kom maar. Hy het gesê in die woord dat Abraham was my vriend. Weet jy wat het gebeur? Hy het gevra, sal jy my seun Josef vir my opbring? Daarin sal jy jou seun doodmaak vir my. Ekskuus Here. Sorry, maar ek sal nie maar nooit iets gesoor. Sit hierdie week en ek kry gesels en ons sê, die mense het geen respek meer vir God nie. He's my homeboy. He's my dude. He's my daddy. He is your father. Groot man daarbo. Groot baas. He's God. He's Lord. En hy vra nie sy vriende net vir 'n kom braaiskool by my nie. I will ask my friend to give up everything. It's precious. Woord sê, omdat Abraham geloof gehad het in God en geweet het, I don't know what he's doing. Hier is het net. Omdat hy geglo het, God gesê, is hy my vriend. Jesus was nederig. He was humble. Soms weet mense wie hulle is, wat hy dink sy humble. Hulle weet wat die roeping op hulle lewe is. Hulle weet wat die Here hulle voorroep. Hulle weet wat hulle moet doen. Hy dink sy humble. Al het Jesus geweet wie hy is, wat hy is, en hoekom hy hier is, het hy altyd weet. Dis die tweede plek waar ons lees van hierdie denkwyse in Filippense 2. Ek het vir 2 weke nou geborstel met hierdie in elke vertaling probeer lees wat ek kon. Want dit wat baie keer al buite geleer word oor die mind of Christ, die denkwyse van Christus, is nie dit wat ek hier sien. Hy sê in Filippense 2, julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos. Julle die gemeenskap beleef wat die Heilige Gees bewerk. Julle weet wat omgee en meelewing beteken. Jy moet nou oplet, jy moet nou by wees. Maak my dan nou heeltemal bly deur eengesind te wees, een in liefde, een in hart, een in doel. Ek praat met die gemeente hierso vanavond. Hy sê jy moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself.
Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. En hier kom hy en hy sê, julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. You must have the mind of Christ, sê die ander. Jy moet die denkwyse hê van Christus. En hoe is dit? Nie van jouself neerdink as van ander nie. Hy gaan aan en hy sê, alhoewel hy, dit is Jesus, God was. Glo jy dit vanmôre? Alhoewel hy God was, en is, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toegekom het nie. Maar hy het dit prysgegee. En die vertaling sê, he emptied himself of himself. En hy het 'n slaaf geword. En aan mense gelyk geword. Dis die denkwyse van Christus. This is the mind of Christ. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruis. En daarom het God hom tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. He was humble. Markus 10 vers 45, ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Om myself en my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Ek kyk dus Jesus is die een wat ek dink eerste by die kerkbazaar die voorskootsel aantrek en hy staan om te dien. Hy sal die eerste een wees wat sê as daar 'n kerk skoonmaakdag is, I'm there. Hy is die eerste een wat sê as daar iets gedoen moet word, is ek daar. Skryf my naam op. Hy het nooit met homself gepraat nie. Sy eienskap van nederigheid. Hy was goed. Hy kon sê en doen net wat hy wil. Hy het gekies om te submit onder hoorgesag sy Vader. Johannes 12 vers 49, en ek het nie uit my eie uitgepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het aan my 'n opdrag gegee, wat ek moet sê, en wat ek sal verkondig. As hy sy eie woorde nie, was woorde van God. Hy was nederig, want hy nie op sy eie krag staat gemaak nie. Hy is God. He has all the power and authority in the universe. Hy het vir my en vir jou kom wys dat ek wil hê, jy moet nederig wees soos wat ek is. Ek wil hê, jy moet bereid wees om opofferings te maak. Agape love. It's a sacrificial love. It is not a feeling. Ek sê, ek gaan vir jou lief wees wanneer ek so voel nie. Die Here het gesê, wees lief. Dis die grootste gebod. Wanneer ek baie keer sien hoe kinders van die Here met mekaar maak, dan dink ek, waar is die liefde? Ons haal mekaar eerder op Facebook uit. Die een is vals en die een is vals, en ja, daar's baie valse mense en valse profete. Die Bybel sê ons in die laaste dae sal dit so wees. Ons is so besig om te kyk wat ander mense verkeerd doen. In plaas van, kom ons leer mense om het reg te doen. Kom ons fokus op die waarheid. Kom ons fokus op dit wat reg is. En hulle sal vir jouself kan onderskei tref tussen die reg en die verkeerd. Hy wil ons moet nederig wees, ons moet bereid wees om opofferings te maak. Ek sê gister vir Gabriel en vir Michelle ook dat dis agape love. Wat beteken is dat Gabriel, it's not about you. Michelle, it's not about you. Jy moet vir mekaar gee. Dis geen liefde. Dis nie vol liefde nie. Jy gaan dan baie keer voel jy wil hom teen die muur uitdryf. Jy wil hom oor aan die wasgedraad gaan ophang of wat ook al. Dis daai oomblik wat jy moet sê, ek het gekies om jou lief te hê.
die goed en die sleg, en die rykdom en die armoede. Sal jy God lief hê ten spyte van, maak nie saak wat hy vir jou in hierdie journey storie. Gaan jy bly vertrou, selfs al vra hy van jou 'n seun of 'n dogter. Selfs al vra hy van jou, hy sal nie jou vra om 'n kruis te hang nie, want Jesus het gesê, but will you be faithful until death? Die disippels het betaal met hulle lewe. En jy kan nie praat, dat te veel mense sê vandag, die Here het gesê, die Here het gesê, die Here het gesê, en hy sê sy woord en ek het nooit gesê. Jesus sê, ek wil vir jou voorbeeld wees, dat jou woorde sal wees, dat jy sal luister wat ek sê. Nie op jou eie krag staan maak nie, want ek gee vir die Heilige Gees, my krag. Johannes 5 vers 19, Jesus sê self, die seun kan niks doen uit homself. Dis Jesus, dis die seun van God wat so ding. Wie is ons? Hoe en hoe? Hy sê vers 29, ek is nie daartoe in staat om enigiets uit my te doen. Dis Jesus wat dit sê. Kom ons. Baie arrogante tyd. Probeer dit self. Lekker. Hy wil my way. Jesus was nederig, want hy het gereeld afgesonder, hy het gesê hoe afhanklik hy is van die Vader. Die skrif sê vir ons, Lukas 5 vers 16, Jesus het om gereeld in verlate plekke afgesonder om te bid. If you are too busy for God, you are not in His will. If you are too busy to pray, you are not in His will. Jesus vir ons kom wys dat hy, die seun van God, so afhanklik is van gebed, dat hy nodig gehad om af te doen, net om af te sonder, weg te kom van die kraal, weg te kom van die geraas, om te hoor wat sê Jesus. Nog 'n punt, en ek gaan nie stilstaan by hom, want ek kan nie wag vir die Sondag dat ons hier gaan kom. He was humble because he forgave once again. Hy hang daar aan die kruis. En hy kyk na hierdie mense wat hom bespot, wat hom nou net hier vasgespijker het, en hy sê, Vader, vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en jy kan nie eers daai besluit gee, wat ek vir jou gesê het, hoorie, jou kapsel is nie so mooi vandag nie. Jy's nog steeds na 10 jaar kwaad vir daardie suster in die gemeente. Sy laat jou hare nou. Sy het iets te sê gehad oor jou kinders wat jy in elk geval gemisinterpreteer het, because you overthink all the time. Nou sal jy dink. Ons gaan een sonder praat oor detox van vergifnis, want jy gaan moet vergeef. If you want to go any further, you need to forgive, you need to let go and let God have His way. And don't tell me you have forgiven, as jy so loop verby met. Jy sien mense nie eens raak, die eie geliefdes, die eie familie, Jesus Christus se kinders. Jy sê jy het vergewe, maar jy kan nooit ophou praat. Daai mense se name moet altyd opweer in jou gedagtes, in jou gebede, in jou gesprekke, because you cannot let go. Don't expect God to forgive you if you are not willing to forgive others. Dis wat God sê, dit ek sê. Jesus het vir ons kom wys, hy's humble. He forgave even those who crucified him. En as hy dit kan doen, niemand het my nog vasgespijker aan die kruis nie. In vergelyking met dit wat hulle met hom gedoen het, is dit net 'n groot stap. So ek moet vir myself sê, get over it,
Jy het dit vol. Ons soveel wat ons kan sê oor Christus en die manier hoe hy dink. Hierdie punte is wat ek glo vanmôre van my gestaan het in die 2 weke wanneer ek geweet wie hy is. Ek geweet wat sy doel op aarde is. Ek geweet hierdie is nie sy huis nie, ons het ewige tuiste. Wat ook al ek hier doen, gaan bepaal hoe die ewigheid gaan deurbring. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, wat hy vra vir my en jou. Dus elke gedagte moet ek eers filter. Hoe sou Jesus hieroor gedink het? Ons dra wel die bandjies. What would Jesus do? But nobody do what Jesus do. It's a fashion statement, nee. Dis al wat het geword het. Ek moet konstant vir myself vraag, hoe sou Jesus hierdie gaan hanteer? Dis die denke van Christus. En Here, my denke kan ek nie altyd trust nie. I need the mind of Christ. Here, my man het nou al dit gedoen. Praat met my Here. Here, help my om hierdie regte te benader. Is dit wie ek is? Is dit wie hy is? Is dit die doel vir ons hier op aarde? Here, is dit nederig? Filter elke gedagte. Hoe kan ek die denkwyse van Christus hê? Nommer 1, en hierdie gaan dalk vir jou snaaks wees, bekeer jou. Repent. Waarvan? Wel, die woord repent beteken, in die Grieks, is metanoia. En metanoia beteken to change the mind. To change the way you think. So elke keer wat ons lees wat hy sê, bekeer jou, of repent, beteken metanoia, change the way you think. You need to have the mind of Christ. Change the way you think. Dis nie 'n gevoel nie. Hierdie metanoia is nie 'n gevoel nie. Dis ek kom staan in die kerk en het goosebumps en nou voel ek gaan dit nie vraag vir iemand nie. Ek voel nou skielik in my gees, ek gaan vergewe. Ag, dit gaan net 'n week. Want moet jy op sy gaan weer iets doen wat jou gaan ontstel, jy gaan voor alweer kwaad wees. Metanoia is a choice. Dis iets wat ek hier maak. Ek kies weer om te vergewe. Voel nie om te vergewe nie. Gevoelens kan jy nie vertrou nie. Dis 'n keuse wat jy maak. 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig vir ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan. Maar dat almal tot bekering. Hoor mooi. Sy begeerte is dat almal tot bekering. Dat almal tot metanoia. Change of heart. Change of looking. Ons praat volgende week oor eye gates, ear gates, mouth gate. Want wat jy hier inlaat en wat hier uitkom en goeders het ook 'n impak op hierdie en jou hele geestelike lewe. Jy kan nie net na alles kyk nie. Jy kan nie net na alles en almal luister nie. Wat kom nie uit? Wat spreek jy oor jouself? Wat is 'n lewe om dood spreek jy oor jouself? Dan skryf het ons so 'n paar weke terug op Hebreërs 12 vers 2 die message, strip down, detox, get rid of every thought that is not in thoughts of Jesus. Elke gedagte wat nie van Jesus af is nie, raak ontslaaf van dit. And never quit. No extra spiritual fat. Nou nie sê die pastoor gesê ek moet môre op 'n diet gaan nie. Jy moet op 'n geestelike diet gaan. En die spiritual fat, nou ons terug in hierdie reis te hardloop. Keep your eyes on Jesus. Who both began and finished this race we're in. He did it. En dan sê dis nou so mooi, study how he did it. Study how he did it. Jy moet jou denke verander. You must have the mind of Christ. Jy moet Jesus se denkwyse hê. Detox. Lees jou Bybel. Bid elke dag.
En jy sal groei. Jy sal groei. Mediteer op die woord. Hierdie is ook net om vir jou te sê, dit is hoe Jesus gedink het, dit is hoe hy goed gesien het. Anderste om, onderste bo, agterste voor om, in ons oor. Dit maak nie sin hier nie. En daarom sê Paulus, ons het die gees van God ontvang, want jy kan nie met hierdie brein sy koninkryk verstaan nie. It's impossible. Wanneer hy my denke kom vernuwe, wanneer ek sy denke, is van die lewe van. Kom ons staan. Denk jy vanmôre of jy dink soos Christus, en of jy dink soos Gerard, of jy dink soos Benjamin, of dink soos Wiebeke, dink soos Terrell, of soos Cheryl. Niemand van ons kan ook sê, ek my dit. Miskien kan jy vanmôre. Ek dink net ons kan in hierdie oomblik gou net selfondersoek instel en sê, Here, wys my. Wys my waar is my gedagtes en u gedagtes. So ek gee jou geleentheid terwyl jy daar staan. Ons het jare terug lied gesing. I surrender all. Oh, I surrender all to thee. Precious Savior, I surrender. Dis wat ek en jy vanmôre moet doen. Elke gedagte, Here, wat my gedagte is, wat die vyand se gedagte is, wat mense se gedagte is, elke gedagte wat nie u gedagte is nie, I come and I surrender. Ek kom en ek gee oor vanmôre, Here. Ek lê my gedagtes, ek lê my idees, ek lê my planne, ek lê elke ding, Here, voor die voete neer en sê, Here, ek is jammer. Jammer, Here, dat my wil nie altyd in lyn is met u wil. Ek wil dit vanmôre oorgee. I come and I surrender. I lay it down at the foot of the cross, so that I can have your mind. Die Heilige Gees wil dit doen en hy kom doen dit reeds in ons lewe in hierdie oomblik. Kom hy en hy deel met jou. Hy wys jou sekere goedheid. Hy sê vir jou, hierdie ding, kom lê dit neer. Hop, hierdie ding byna, kom lê dit neer. Sit dit neer. Jy kan nie langer so aangaan nie. Jy kan nie langer so verder dink nie. I want to set you free. I want to deliver you. And the truth does set free. Does set free. It brings life. Rejuvenate. It revives. It restores. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet, Here, is volgens die woord, ons kan u gedagtes hê. Ons kan die denkwyse van Christus hê. The mind of Christ. Mag ons lewe, Here, deur u oë sien. Mag ons mense deur u oë sien, Here. Ek loof en ek prys u oomblik. Sê net vir Here dankie. Dankie vir die Heilige Gees, want dis deur die Heilige Gees wat al hierdie moontlik ook is. Hy is ons leermeester. Hy is die een wat hierdie woord vir jou oopbreek. Hierdie is die enigste boek, die Bybel, wat jy kan lees en terselfdertyd met die skrywer gesels. Al die dink hy. As jy hierdie boek lees, kan jy met die skrywer sit en gesels. Hy openbaar, hy verduidelik, hy breek dit oop. Dankie, Here, vanmôre dat ons, Here, hier kon wees, dat ons saam kon wees en dat ons kon luister na die woord. Aan U behoort al die lof, al die eer. Loof die Heilige. Loof.
Serena, het jy als oorgegene. Hallo? Skies, ek was nog weg daar. Ek wil jy uitnooi, ons gaan Woensdag gaan weer by Kire hierso. Weer dan sal ons seker weer selfgroep hê. Sondagoggend is nagmaal. Ek wil jou vra, nog iemand saam, kom. As jy koud kry, bring jou kniekonversie saam. Staan die jou wat so oulik herinner het. Bring die kniekonversie saam, jy mag hom maar saam doen. Trek die mes aan op die kop. Kom om die Here se naam groot te maak. Ons gaan 'n lekker diens hê. Ons gaan dromme hê. Prys die Here. Amen. Ons het dromme vir so 2 weke. So ons gaan lekker sing. En Sondag aand het ons weer 'n keer aan te raam. En ek wil jy uitnooi, maar dit beteken nou nie, party skiep die oggend en dan kom hulle die aand. Dit is hoe dit werk, jy gaan jou challenge. Okay? Jy kom die oggend, maar jy kom ook die aand. En ons gaan 'n bietjie van hierdie stoele wegskuif. Hier sal stoele wees vir die wat se knieë dit nie kan hou nie, om te sit. Jy moet nie wegbly nie. Ons wil spasie hê, sodat mense kan dans voor die Here, dat hulle kan lê voor die Here, dat hulle kan bid vir die Here. En die sy gaan op vlak kom swaai, en wie ook al vla het, en lappies en sakdoekies, kom waai, kom worship saam met ons. En ons gaan die aand saam met die Here geniet, Sondag aand. Ek glo die Here gaan iets oopbreek vir ons in hierdie worship encounter aand. Dit is oomblikke wat ons net in sy teenwoordigheid is. It's not about me, it's not about you, it's about Him. Dis waar ons onsself kan sien, ons kom vir 'n oomblik in die troonkamer en die Here hier is my aanbidding. Amen.